Mense, ek is nou so opgewonde. Rosanne praat nou met Elandrey oor sy nuwe enkelsnit Skit. Ek is baie bly dat ek hierdie onderhoud behartig, want Elsa sou net nie gesit het en oogies maak vir Elandrey. Sy sou nie enige vrae gevra nie. Sy sou net hier gesit het en 'n fangirl gewees het. Want ek is reeds 'n fangirl. Ek het gedink ek is die grootste een, maar toe het Elsa vir my gebied. Baie welkom by Goeiemôre, Good Morning, Elandrey. Goeiemôre, Rosanne. Gaan met jou. Goed, dankie, dis wonderlik om jou hier te hê. Ek wil begin by die hare. Dit is seker nou 'n vraag wat almal vir jou gevra het alreeds, want dit het al verlede jaar gebeur. Wat het die besluit aangemoedig om die lang lokke waarvoor jy bekend was te laat waai en met die short sleek haircut te gaan? Weet jy, is eintlik nogal ironies, want vir die langste tyd op skool kon ek my hare lang groei nie. Ek dink dis die rede hoekom ek dit groei het om mee te begin. Ek dink is daai ding van ek kon nie, ek mag nie. Dit was vir my lekker om vir 'n lang tyd dit so 'n bietjie die reëls te breek. En dit besef ek daar is eintlik geen reëls nie en die reëls is joune om te breek. Verstaan? Ja, so nou ek dink ek hoef nie meer nie. So ek wou dalk verander en dalk 'n ander karakter inslaan. Jy weet, mense het 'n storie en ek probeer ook maar altyd 'n storie vertel met my musiek en veral met die video's. So daar is 'n akteurs-element in dit in. En om 'n nuwe karakter te speel moet jy soms 'n nuwe uitrusting aansit of jou hare verander om 'n nuwe storie te kan vertel. Dit is so briljant dat jy dit sê eintlik, want elke kunstenaar, ek wil nie vir Taylor Swift nou aanhaal nie, but every artist goes through different eras. And this is obviously your era of maybe changing your sound a bit, changing your look a bit. En jou aanhangers groei saam met jou in daai manier. Ek dink dis op die einde van die dag hoekom jy dit doen. Jy verstaan dat jy in 'n spasie is waar dit welkom is. Ek dink dit sou baie moeiliker gewees het as ek in 'n spasie was waar my luisteraars of ondersteuners my laat voel het of ek dieselfde moet bly. Ja. Maar wanneer ook al ek bietjie links of bietjie regs gegaan het met wat ook al ons doen, het hulle so encourage en dit geniet. So ek dink soms mense is bang vir verandering, maar as dit in 'n goeie manier gebeur, dan besef jy dit kan 'n goeie ding wees. So ek probeer maar die goeie tipe verandering wees. En as ek dinge doen, dan probeer ek dit doen met 'n rede. Jy weet, ek wil dit nie net doen vir skok of vir dit nie. Dan moet 'n kunstige hoek wees waar dit uitkom. Dis maar wat dit is. Elke keer as jy 'n nuwe musiek uitbring, kom dit op my Apple Music op in my new music playlist, want ek is 'n groot aanhanger. En Skit was toe nou Vrydag in daai new music playlist. Kan ons oor die nuwe enkelsnit gesels? Asseblief. Ja. Weet jy, dit was so interessant om weer terug te gaan in die studio met kind of 'n hoop of 'n beslissing om 'n dansliedjie te maak. Ons het nie noodwendig besluit wat die sang moet wees nie, maar ons wou iets laat dans. Ja. Dansmusiek het vir my 'n hele wêreld oopgemaak. Ek onthou die eerste keer toe ek in 'n kuierplek ingestap het. Ek onthou die drink wat ek gedrink het. Ek onthou wat se sang gespeel het en dit was 'n vrymaak oomblik geweest. Wat ek regtig kon onder die ligte wees en dans en net kon ontspan en ek dink in 'n tyd soos vandag is dit baie lekker om daai ontsnappingsoomblikke te hê. Ek dreig baie dat ek uitgaan. Ek dink elke Vrydag, wel, as ek gelukkig is, as ek af is elke nou en dan sê ek my pelle, ons gaan uitgaan vanaand. Ons gaan uitgaan. Ons moet reg wees en dan kom hulle oor en dan ons gaan uitgaan en dan sit 11:30 en dan sê ek, okay, cool. Ek dink ek gaan lê. So ek dink is maar daai opbouing of opbou tot 'n partytjie, daai gevoel van excitement wat ek wou hê in die sang. Want ek kan nie altyd baie uitgaan nie. Ek is nie eintlik 'n uitgaan mens nie, maar elke nou en dan wil mense laat gaan. En ek dink dis hoekom ons hierdie video geskep het en die sang geskep het ook. Saam met Pelgraaf wat saam met gehelp het. Werk aan estetika ook. So is 'n bietjie van 'n reunie ook. Die musiekvideo was geskiet deur Christian Wolf wat saam met Vier op die Water gedoen het. So is 'n baie vol oomblik, vol sirkel oomblik vir ons. Ja. Pieter sê hy het jou geïnspireer met Skit jou biscuit. Ek het eintlik ek moet vir jou sê, daar was 'n oomblik in die studio toe dink ek skit jou biscuit en toe hierdie raak ontsettend naby dat ek eintlik wou toestemming vra. Toe dink myself laat ons nou nie probeer doen wat al klaar goed gedoen is nie. Weet. So maar ja, as jy 'n royalty soek, laat weet ons asseblief Pieter, ons sort jou uit. Ek het die liedjie geluister en ek voel aan die begin, you know that like Kenny Loggins, Footloose, 80s, 90s, daai tipe nostalgie. Jy was nie eers daai tyd gebore nie, maar daai is die musiek en die tipe temas wat jou inspireer eintlik met hierdie nuwe era van die Elandrey. Dis my ouers se skuld, jong. ek was so blootgestel aan verskillende musiek en country en raak my ma se kant van die familie het baie country geluister en raak geluister. My pa se familie baie pop en jy weet kan of 80s Kenny Loggins en synth pop en synth rock geluister. Dis interessant, my album toe ek begin het, my eerste album was baie country en ek
nogal volwasse. En ek dink hoe ouer ek geword het, hoe jonger het die musiek of jy weet die konsep geword, maar of ek dink in 'n weird way gaan ek terug in musikale tyd, Ja. maar vorentoe in 'n ouderdomsgewys. Ek weet Ja. nie. So die musiek raak ouer, maar die klank ook. Ja, maar selfs as jy begin het, ek is 'n fan van Tougher Than The Rest, daai cover wat jy gedoen het. Like daar's altyd 'n you've always had a feeling of being an old soul with your music. And now you're an old soul that's making dance music. Weet jy seker goed raak nie oud nie. I think it's trying to aim to be a classic, but I don't think anything started aiming to be a classic. Ja. Maar ek dink sekere dinge is tydloos en ek probeer vashou aan dit of dit ten minste heroproep en daai gevoelens en daai klanke en daai reuke en goeters by mense opbring. Ons het 'n gesamentlike ding wat ons saam kan onthou. Net ter afsluiting, jy is nou hier bo in Gauteng, maar jy's eintlik 'n Oos-Kaap seun. Waar kan mense jou nou gaan kyk? Waar kan ek en Elsa vir jou gaan kyk terwyl jy hier is? Ons is heidaglik besig om 'n baie groot toer te beplan. Ek het my eerste enkels nou vir hierdie era uitgebring, maar ons het ook sopas 'n Engelse EP uitgebring. So ons is besig om 'n vertoning aan mekaar te sit waar ons al die nuwe dinge en die ou dinge saamsit. En daar's 'n hele paar ekstra dinge waar ons ook nou werk. So ons is op pad Europa toe en ons sien baie uit vir die Europese toer en om terug te kom in ons residensie by die Atterbury Theater. So booked and blessed. Ek is daar, ons is daar. Nou ja, ek sien so uit om Elandrey se nuwe enkelslid se musiekvideo te sien. As julle ook uitsien, bly net waar julle is, want ons gaan daarna kyk sodra ons terug is.